Dit is maandag net na 8 en dit is vir my 'n groot voorreg om jou hartlik te verwelkom by Kort en Kragtig hier op Radio Kansel Hartklank. Ek Fanie Meiburg is aan die woord en ek wil jou help om toegerus te word deur God se woord. Laat ons dan nou saam fokus op sy waarheid vir ons lewens. Goeienaand luisteraars. Ag, wat 'n voorreg is dit om weer eens vanaand saam met julle kan gesels hier op Radio Kansel se Hartklank. Wat 'n voorreg het ons om uit God se woord weer eens te kan gesels. Dankie dat jy ingeskakel het. En as dit nou nie vanaand vir jou is nie, as jy dalk op 'n ander tydsleutel hierna luister, ag, ek vertrou dit gaan vir jou tot nut en van waarde wees. En dat dit dalk vir jou 'n antwoord of twee dalk ook kan gee, want ons wil so 'n bietjie fokus vanaand op die gedagte van moeg. 'n Ou is moeg, 'n mens raak moeg in die lewe, so wat sê jy en wat doen jy as jy sê ek is moeg? Daar moet 'n antwoord wees en daar moet ook 'n deurbraak kom waar dit nodig is, nê? So kom ons kyk 'n bietjie vanaand na hierdie gedagte van ek is moeg en dan kyk ons wat is ook die wil van die Here binne in ons situasie wanneer ons baie keer so moeg is. Nou ek wil gou vir jou 'n versie lees, eintlik twee versies daar uit 1 Petrus 5 en dan gaan ons 'n bietjie verder delf rondom hierdie gedagte van moeg, om moeg te wees en eintlik om by rus uit te kom, nê? Want dit is mos eintlik waaroor 'n mens praat oor 'n ding. Ons wil mos nie net definisies by mekaar maak nie. Ons wil mos nou graag uitkom by die oplossing en ons wil kom by rus. Kom ek lees gou vir jou 1 Petrus 5 vers 7 en 5 vers 8. Waar hy sê, werp al julle bekommernisse op hom, op God, op Jesus, want Jesus sorg vir julle man. Wees nugter en waaksaam, want julle teenstander, die duiwel, loop rond soos 'n brullende leeu en hy soek wie hy kan verslind. Kyk, die twee, ek wil amper sê, opponente, nê? Ons het Jesus aan die een kant en ons het die duiwel aan die ander kant. Jesus wil red, Jesus wil genees, Jesus wil jou vrymaak. Aan die ander kant is die duiwel en hy is soos 'n brullende leeu en hy is definitief nie daar om jou gesond en jou genees en jou vry te maak nie, maar hy wil jou vasmaak. Hy wil jou inteendeel, wil hy jou doodmaak, soos want Petrus dit eintlik sê, daarom moet ons waaksaam wees. Vers 9, kom ons lees dit ook. Hom moet julle teenstaan, die duiwel moet jy teenstaan, standvastig in die geloof. Kyk hoe belangrik is dit is jou geloof, nê? Dis die manier hoe 'n mens die duiwel kan teenstaan. Omdat julle weet natuurlik dat dieselfde lyding opgelê word aan julle broederskap wat in die wêreld is. Almal het hierdie teenstander wat jy standvastig in die geloof moet stry en dit is die vyand. Ons almal het dit. So, jy weet ons is nou maar eintlik nog in die tienerfase van die jaar, as ek dit nou so kan sê, want dit is nog redelik vroeg in die jaar, nê? Maar het ek agtergekom, sommige van ons is al klaar moeg vir 2026, want ek het agter ook gekom, jy weet, sommige van ons het dalk ons moegheid oorgedra van 2025 af. Ons het nie die moegheid daar gelos nie, ons het hom saamgebring. Ons het nie rus gekry in 2025 nie. En sommige lyk dit vir my se moeg kom nog langer en verder terug. Of dalk het jou moeg net vinniger gekom as wat jy gedink het. Jy het gedink jy's laat om Junie, Julie haal en nou kyk, nou klap die moegheid jou. Alles het ek agtergekom. Raak vir baie van ons net soveel meer veel eisend. Kyk, as dit nie die skool is nie, dan is dit die brandstofprys en dan is dit die onsekerheid van die toekoms en soveel dinge, nê. Mense ook rondom 'n ou maak 'n mens ook tam, man. Hulle tap 'n mens. Of dalk het jy 'n tipe van 'n lang uitgerekte uitdaging wat jou, weet wat jy op hierdie stadium voel, dit nou jou eintlik besig is om jou in te haal. En dit is asof dit jou lewensmoeg maak. Julle weet mos waarvan ek praat. Nou, vir my, nê, ek is nou nie 'n sielkundige nie, maar daar is vir my 3 verskillende tipes van moeg, en ek dink jy kan dit seker nog maar meer kategorieë indeel, maar as ek nou moeg kan indeel in 3 blokkies, nê, of in 3 hokkies kan sit, 3 afdelings kan sit, dan wil ek sê 'n mens kry daai tipe werksmoeg, nê. Jy's moeg vir die werk. Jy's nie moeg vir die werk, jy's moeg omdat jy gewerk het. Jy is moeg vir al jou verantwoordelikhede of as gevolg van al jou verantwoordelikhede. Dit is werksmoeg en dan kry jy daai
geïrriteerde moeg. En dit beteken, dit sê vir my, dit is jy's moeg vir mense. Moeg vir skindertonge, jy's moeg vir valse mense, jy's moeg vir knaande mense en jy's moeg vir daardie selfde roetine gedryfde omstandighede, maar dit alles sluit mense in, mense wat jou regtig irriteer. En dan hierdie geweldige groot een, en dit is daardie uitgebrande moeg. En ek wil hom in hierdie hokkie sit van 'n langdurige uitdaging, langdurige siekte wat so uitrek, nê. Werksomstandighede wat net nie uitgesorteer kom nie, finansies ensovoorts. Jy weet mos nou waarvan ek praat. Ek weet nie waar val jy nie. Jy's dalk vanaand net werksmoeg. Jy's dalk daai geïrriteerde moeg. Jy het genoeg gehad van mense en mense se maniere en geite en giere, of jy het dalk hierdie uitgebrande moeg wat oorlank kom en dit voel vir jou dit het nou sy piek bereik in jou lewe. So kom ons gebruik gou 'n paar oomblikke dat ons 'n bietjie oor hierdie sake kan gesels. Want jy weet, ons gaan Bybels hierna kyk. Ek het nou begin met 'n vers uit die Bybel uit, maar ek wil hê jy moenie vergeet dat ons platvoet op die aarde staan en dat ons beïnvloed word deur dit wat onder ons voetsole aangaan nie. Ons kan nie alles vergeestelik nie, nê? En dink dat as ons bid, en jy moet nou mooi hoor wat ek sê, die Here is 'n oplosser vir al ons probleme, maar ons moenie alles vergeestelik in die sin van dat as ons bid en as ons Bybel lees en as ons kerk toe gaan, dat ons die res van ons lewens alles by die deur moet uitsmyt nie. Ons moet verantwoordelikheid neem vir ons lewe. En daar is dinge wat moegheid natuurlik veroorsaak, nê? En God het riglyne in sy woord gegee, geestelike riglyne, emosionele en fisiese riglyne om moegheid te identifiseer, moegheid te oorkom en om natuurlik die regte ingesteldheid teenoor jou moegheid te handhaaf. En onder andere, jy weet, soos byvoorbeeld gebed en vriendekringe en raad en al daai tipe dinge. Maar as 'n mens moeg is, nê, en dit is eintlik die definisie van moegheid, dan beleef 'n mens 'n tipe van 'n afgeremdheid, nê. Jy voel 'n gedreineerdheid in jou energievlakke. En 'n ou sukkel om te konsentreer. En natuurlik, as 'n ou so voel, hierdie afgeremdheid en gedreineerdheid in jou energievlakke en jy sukkel om te konsentreer, dan is jy natuurlik geïrriteerd met alles en almal rondom jou en jy soos 'n bil met 'n seer kop, jy weet, daardie effek, en dit alles word veroorsaak deur moegheid. En ek weet dat 1 Petrus 5 gee vir ons geweldige goeie raad rakende hierdie moeg onderwerp. Aan die een kant is daar bemoediging, soos wat jy hom nou gelees het, en aan die ander kant is daar tog ook 'n waarskuwing. Die bemoediging is, as jy kan kom op die plek waar jy net jou bekommernis, dit wat jou moeg maak, na God toe kan vat, dit kan oorgooi na Jesus toe, dan sal God vir jou sorg, en hy sal sorg vir jou dra. Of, jy weet, dit herstel in 'n mate, of totaal en al jou moegheid herstel, of vir jou die wysheid gee, om met jou moegheid te kan deel. En dan natuurlik aan die ander kant het ons die waarskuwing. Ons het nou gepraat oor die bemoediging, maar nou is daar ook 'n waarskuwing, en dit is, die duiwel is ook daar. Hy loop rond om jou te verslind, want jy sien, die ding met moeg is, ek en jy word moeg, en dan gaan soek ons maniere, baie keer ongesonde maniere, om te deel met ons moegheid. En dit is hier, in hierdie manier van soeke na 'n oplossing vir 'n ou se moegheid, dit is hier waar die duiwel kom met aanloklike, tydelike oplossings, wat soms langdurige of ewige nagevolge kan hê. Vat dit 'n bietjie van jouself. As jy moeg is van, kom ons sê, konstante werk, dan soek 'n mens ontspanning, en jy soek ontvlugting, en dan word jou ontspanning dit wat jy natuurlik gebruik om die moeg teen te werk. Dan gebruik 'n ou soms goed om jou te sus, of om jou te laat vergeet, of om jou te laat ontspan. En dan spring 'n ou na goeters toe soos drank, ander middels of slaappille,
of ongesonde vriendskapsverhoudinge ensovoorts ensovoorts. Baie dinge waartoe 'n ou kan gaan en gaan gryp om van 'n ou se moegheid ontslae te raak. Nie dat dit 'n oplossing is nie, maar jy gryp daarna want dit gee vir jou daardie tydelike oplossing. Of natuurlik jou langdurige uitdagings, daai goed wat jy nou al jare mee saamkom, of dit nou siekte is, of dit nou werksdruk is en of dit nou verhoudingsprobleme, huweliksprobleme is. Jy wil hê ook dit moet na 'n kant toe gaan. En dit maak jou in 'n mate, jy kom op 'n punt waar jy desperaat voel om vry te kom van dit wat jou so moeg maak, so uitgebrand, so lewensmoeg maak, en dan dryf dit jou na antwoorde toe. Dit vat jou na antwoorde toe, die duiwel kom. En dis die waarskuwing dat 'n ou selfs op 'n punt kom in jou lewe waar jy sê, weet wat, ek gaan 'n einde maak aan myself. Ek gaan 'n einde maak aan alles. Ek gaan nou wegstap van my vrou af. Ek gaan nou wegstap van my kinders af of van my man en van my kinders. Ek gaan alles net eenvoudig los. Ek is moeg daarvoor. Of jy sê jy wil 'n einde aan jou lewe maak want jy kan nie meer die verwerping en die haat en die bitterheid of die selfverwyd of wat ook al kan jy net nie meer dra nie. Die langdurige finansiële uitdagings, jy kan nie daarmee cope nie, en dan kom 'n ou partykeer op die punt waar jy verkeerde foute maak en maak 'n ou sulke besluite wat selfs 'n ou se lewe in gevaar stel. En ek wil vir jou sê, jy weet, ons gaan nou 'n bietjie daaroor gesels, maar moenie te vinnig na oplossings toe soek wat jou eintlik sleg en negatief gaan beïnvloed op die einde van die dag nie. Nou, wat is die teenoorgestelde van moeg? Want ek wil hê ons moet daarby uitkom, en dit is rus. En dis waarby ons vanaand, as ons nie by hierdie antwoord uitkom nie, dan het ons net gepraat oor definisies. En ek het vroeër gesê, ons wil nie definisies by mekaar maak van moegheid nie, maar ons wil by die rus uitkom, want ons moet rus kry saam met ons werksaamhede. Ons moet rus kry van dinge en soms mense wat ons oorlaai met onnodige goeders, en ons moet rus kry van hierdie uitgebrandheid wat ons beleef. Hierdie uitgebrandheid wat nie sy oorsprong regtig in werk het of in mense het nie. Ons moet by 'n oplossing kom. Ons moet by rus uitkom. So kom ons kyk gou vlugtig na punt 1, en dit is ons moet rus kry van ons werk, ons moet rus kry van ons take, ons moet rus kry van ons verantwoordelikhede. Ons eerste moeg aspek, kom tog van 'n ou se werk af, en kom van jou take en jou verantwoordelikhede af. En hier sluit ek almal in alle beroepe in, van die ambagsman en vrou tot by die maas wat by die huis bly om kinders groot te maak. Julle het almal het 'n geweldige belangrike en 'n groot taak, en jy kom op 'n punt wat jy moeg raak. Moeg, is jou lyf se taal, jou kop se taal om vir jou te sê, stop. Herwin jou krag. Dis 'n boodskap, my maat. As jy moeg is daar 'n boodskap wat na jou kant toe kom, en jy moet dit nie verontagsaam nie, want solank jy jou liggaam as 'n masjien gaan sien, solank gaan jy moeg bly en jou lewenskwaliteit laat agteruit gaan en selfs verkort. En een ding wat COVID gebring het, en meer gereeld nou van gehoor word, is, jy weet, veral ook nou in die ekonomiese klimaat van die wêreld, is dat 'n ou van die huis af moet werk. En ek weet baie mense het werk huis toe gevat in die verlede, maar as jou werk by die huis is, kan dit maklik, en doen dit reeds, steek dit die gesonde kerf verby en alles lê daaronder. Jy en die dinge rondom jou. Daarom het God die 7de dag gegee vir rus. Nie net as 'n geestelike 10 gebooie reël, jy moet die Sabbat, gehoorsaam nie, maar dit is 'n fisiese rusmodel. Jy moet rus. Die boodskap het na jou kant toe gekom deur jou moegheid. Jy moet rus. Jou lyf en jou kop en jou emosies en jou gees moet rus. Onthou, hierdie dinge werk almal saam. As jou lyf moeg is, het dit 'n effek op die manier hoe jy dink en beredeneer en die besluite wat jy maak. Jou kop en jou lyf is aan mekaar gewerk, as ek dit so sê. Dit staan nie los van mekaar nie. Iemand het eendag gesê dat die kwaliteit van werk wat jy die volgende week gaan lewer, berus by hierdie eendagse rus van die week. Dis belangrik. Dis wanneer jy moeg laat ophoop,
dat dit jou effektiwiteit en jou kwaliteit by werk en by jou huis affekteer. Jy weet, ons praat nou so van masjiene, maar selfs hierdie goed, moet gestop en gediens word, masjiene. So, en soms wil ek eintlik sê, ek blameer baie keer ons werkgewers, wat wetenlik hulle werkers aan diens hou sonder die nodige rus en hulp om hulle take te kan voltooi, want daar kom oorlading. So luister en doen die goeie raad. Wat is die goeie raad? Rus. My maat, dame, jy's moeg man. Rus. Niks kan rus vervang nie. Nie drank nie, nie vriende nie, nie partytjies nie, nie pille nie, nie slaappille nie, nie gebekleierery by die huis met jou manne, met jou vrou, met jou kinders nie. Jy het rus nodig. Moenie daardie leuen glo dat ander goed rus kan vervang nie. Rus is die antwoord, die res is net susmiddels. Dis net susmiddels. Los jy die probleem op hê. Raai, die tweede aspek van moeg, of 'n oplossing tot moeg is om tot rus van jou geïrriteerdheid te kom. Hierdie kan ons tong in die kies ook oor gesels, Maar dis ook 'n realiteit. Mense kan jou moeg maak. Ek weet jy weet dit al beleef het nie. Hulle konstante gepraatery en geklaarery en kritiek en bemoeisikheid, die een maak van die ander persoon se ore asblik, het ek ook gehoor iemand sê, soos iemand nou die dag weer gesê het, ek is emosioneel ge-overload. Nie van die werk nie, maar van die mense saam met wie ek werk. En hulle dreineer 'n mens, nie net overload nie, maar hulle tap jou leeg. Ek voel ek het 'n vakansie nodig, sê iemand, na jy weet sulke lang oortollige kuier sessies en gesprekke. En daar is tog groot wysheid in ou Salomo se woorde wanneer hy sê daar in Spreuke 25 vers 17. Lees dit 'n bietjie. Hy sê, en jy moet mooi hoor hier wat hy sê. Belangrike ding. Sit jou voet selde in jou naaste se huis, sodat hy nie van jou genoeg kry en jou haat nie. Sien hoekom sê ek dat hierdie is een aspek van, jy moet rus kry van mense wat oortollig in jou lewe is. Want hy sê, jy in 'n ander ou, jy weet, moenie te veel en te maklik in mekaar se huise gereeld kom nie, want daar gaan 'n ding in jou hart ontstaan. Mense maak ons moeg en geïrriteerd, dan sondig ons in ons woorde en gedagtes. En die belangrike ding is, identifiseer dit man, en die wat jou lewenssap uit jou uitdreineer. Eerste, moenie alles en almal kop toe vat nie, hulle idees nie en hulle opinies, dis die goed waarvan ek praat. Die goed maak jou moeg man. Tweedens, stel grense, hierdie is 'n belangrike ding. Moenie gereeld by sulke kom nie, of altyd jou deur oopmaak vir almal nie. Ek bedoel net daarmee, ek mens jou by jou deur staan, jy weet, moenie net omdraai en loop nie. Ek bedoel net, stel grense, duidelike grense. Hulle moet jou grense respekteer en jou grense gaan jou rus gee. Jou oplossing is grense wat jou geselskap aanbetref. Wees ordentlik, met liefde, maar stel grense, stel tydgrense, sodat jy kan rus. En die derdens, as jou werksplek jou daartoe, jy weet, daardie tipe van overload gee. Kyk, ons kan nou niks aan ons medewerkers doen nie. Jy kan ook nie daarvan wegloop nie, maar belangrik, jy moet rus kry. Vind vir jou stiltye waar jy rustig kan gaan raak en jou ore ruskans gaan gee. Weet, want jou ore is die toegang tot jou brein en jou emosies en jou tong. Jy weet. En dit moet rus kry. Rus gaan jou help om elke dag se lading af te handel om weer môre te gaan werk. Dan kom ons by die laaste punt, rus van jou uitdagings, jou uitgebrande moeg. Ek dink hierdie aspek is een van die moeiliker moeg gedagtes. Dis wanneer 'n mens uitgeput raak as gevolg van langdurige teleurstellings, finansiële druk oor lang tydperke, siekte wat nie klaar kry of gestremdheid. Moeilike goed. Psalm 6 vers 7 is, hy praat in 'n soortgelyke situasie van moegheid. Hy sê, ek is moeg van my gesig, elke nag laat ek my bed swem, ek deurweek my bed met my trane. Dit is uitgebrand. Dit is langdurige elende. En in hierdie sake moet 'n mens ook rus vind, en hiermee bedoel ek, kry perspektief. Baie belangrik, staan terug, win kennis in, win raad in en vind jy weet 'n tipe van 'n ondersteuningsstruktuur. Al is dit een persoon wat nie krities afbreekend is nie, maar opbouend is, selfs in nodige kritiek.
Want kyk, soms het ons nodig om met geweld terug op die pad gesit te word, as ek dit nou so in aanhalingstekens kan sê. Ek bedoel, as die bakkie op sy dak lê, moet jy hom met geweld weer op sy wiele kry. Dis belangrik. Die lewe is nie verby nie en iemand moet jou help om reg te dink. Dis belangrik. Soos iemand my oor die Desember vakansie gesê het wat nou verby is, nê. Moenie vir my sê ek is jammer vir jou nie. Dis wat hy vir my sê. Ek het dit nie nou nodig nie. Ek soek die waarheid, hoe ek uit die sloot uit kan uitklim, man. En jammer gaan nie die ding vir my doen nie. So ek wil gou gesels oor hierdie perspektief gedagte. En dit is nogal vir my belangrik wanneer 'n mens so uitgeput is. Ek het 'n interessante gesprek gehoor eendag oor depressie en was dit vir my baie insiggewend om te besef dat depressie kan tweeledig wees, in die sin van dit kan van binne of van buitekant afkom. Betekende, soms is jy depressief, ongeag jou omgewing en dinge wat op jou inwerk. Jy kan verander van location of van jou omgewing en jy sal steeds depressief bly. Dis in jou binnekant. Ander kere is jy depressief as gevolg van jou omgewing. En as jy uit jou omgewing uitstap of weggaan of wegtrek of 'n ander werk kry, dan is jou depressie ook weg, want jou omgewing is 'n depressiewe omgewing en maak jou oor 'n langdurige tydperk depressief. So vind rus in die sin dat jy identifiseer, nê, jou omgewing of die dinge wat sleg op jou inwerk, wat al 'n lewenspatroon geword het en verander wat jy kan sodat jy rus kan kry. Daar is 'n opinie wat vir my baie sin maak en baie sterk oorweeg moet word as 'n tipe van 'n oplossing van jou interne depressie. En dit sê verander jou fokus. En wat hulle daarmee bedoel is jou konstante fokus op dit wat sleg en negatief is, gaan jou in die gat hou. Maar begin uitreik en begin iets beteken vir ander mense. Begin fokus op ander se welstand en jou genesing sal ook daardeur kom, want jy draai nou outomaties jou oog weg van jouself af en jy begin fokus op ander mense. Maar 'n ander ding is ook waar en dis om vrede te maak in jou situasie totdat die oplossing kom, indien dit wel sal kom. Jy moet vrede maak. En hiermee verwys ek na Jeremia 29 vers 5 waar God gesê het dat dit tyd sal neem vir Israel om weer na hulle eie land toe terug te kan keer. So in plaas van om te huil oor hulle omstandighede, moet hulle eerder visie vang en hulle moet begin lewe. Hoor wat sê Jeremia 29 vers 5 en 6 en 7. Hy sê bou vir julle huise, man, daar in Babylon. En plant vir julle tuine aan, eet die vrugte daarvan. Neem vroue, verwek seuns, met ander woorde trou. Verwek seuns en dogters, neem vroue vir julle seuns en gee julle dogters aan mans dat hulle seuns en dogters baar en vermenvuldig daar en moenie verminder nie en soek die vrede van die stad waarin ek julle in ballingskap weggevoer het en bid daarvoor tot die Here, want in die vrede daarvan sal julle vrede hê. Belangrik, nê? Dis 'n ander persepsie. Nou God se volk was natuurlik nie om dowe neute daar in Babylon nie, en dit moet ons ook verstaan. En ons moet dit nie uit oog uit verloor nie. Ons moet die feite vierkantig in die oë staar en van daar af verder vorentoe gaan en nie eensydig na 'n saak kyk nie, want in Israel se geval het God Babylon toegelaat tot Israel se korreksie. God wou hulle terug, aan 'n mate dissiplineer na hom toe. En daar het God gesê, verag nie die korreksie van die Here nie. Rus nou in die Here wat die dinge laat gebeur het, ook natuurlik tot jou redding. Ek lees 'n bietjie Hebreërs 12 vers 5 en 6. So jy moet ook in perspektief sien hoekom jy is waar jy is en wat God jou ook daarin wil laat bereik en wil leer. So perspektief is van kardinale belang, want uitgebrandheid en 'n langdurige moegheid kan jou vat na ons aanvanklike skrif. Jy moet nugter wees, wakker wees in konstante teleurstellings, want die duiwel moet nooit voordeel uit jou kan trek nie. Baie belangrik. So wat is belangrik? Ek wil hê ons moet klaarmaak. 1 Petrus 5 vers 7. Werp al julle bekommernisse op hom, want hy sorg vir julle. Luister, die duiwel is 'n engel, nê? En jy as mens kom kort om die duiwel engel te beklei. Ons het God nodig. Daarom sê Paulus, word kragtig in die Here en in die krag van sy sterkte. Efesiërs 6, jou krag is in die Here. Ek het nou verwys na goeie raad en grense en vriende ensovoorts, maar jou verhouding met God is van kardinale belang hier. Want menige uitdagings en mense wat ons moeg maak, is ook gestuur van Satan. En wat Satan nie gestuur het nie, het God toegelaat. So jy moet kan onderskei en jy moet oorwinning kry of vrede maak. En hoe anders gaan jy dit kan doen as God jou nie hierin gaan help nie? Daarom spandeer meer tyd in gebed.
Spandeer meer tyd in God se woord, want toe Israel in Babylon moedeloos was, lees 'n bietjie Psalm 137 vers 2. Hulle was so moedeloos, hulle het aan die wilgebome het hulle sieters opgehang. Het God sy woord in daardie tyd deur die profeet gestuur om hulle te bemoedig. Hulle kon hulle self nie bemoedig nie, maar God se woord het hulle bemoedig. Ek en jy het God se woord. Daardie selfde woord wat God gegee het aan Israel, gee hy ook aan ons, maar ons het 'n groot bundel. So laat God jou bemoedig, laat God jou rig en laat God jou rus gee. Hulle het moed verloor. Hulle het moeg geword vir hierdie langdurige onderdrukking. Of dan nou eintlik die feit dat hulle nie in hulle eie land en huise kon bly nie. Hulle het hulle vreugde verloor in totaliteit. Maar God in sy allerwysheid maan hulle om hulle perspektief te verander, om weer te begin lewe totdat dinge verander. En nie te huil sodat dinge kan verander nie, nê? Want huil alleen los nie ou se probleme op nie, maar aksie. So as jy nie wakker is in jou prentjie nie, gaan die vyand jou verslind. Wees wakker daarvoor. Pas op, kind van die Here, wees geseënd. Dit was wonderlik om saam met jou te kan gesels. Mag die Here se seën jou vergesel. En rus, my maat. Rus in die Here. Dit is baie belangrik tot jou algehele gesondheid. Blessings tot volgende week, selfde plek, selfde tyd. As dit die Here se wil is, gesels ons weer uit God se woord. Blessings.